Goeienaand en welkom weer eens by ons bidtuur. Dit is lekker om weer met mekaar te wees, na ons laasweek gemis het, maar nietemin, ons is by mekaar met die hulp van die Here en ons kan weer 'n bietjie gesels en ons kan weer saam bid. En op daai nota kom ons sluit ons oë en open ons met 'n gebed. Ons almagtige Hemelse Vader, Liewe, ons dankie vir die voorreg wat ons het om weer met mekaar te kan wees vanaand. Ek vra dat ons geseënd sal wees met U teenwoordigheid. Mag die Heilige Gees ons harte en ons gedagtes oop sal maak om 'n kort bespreking te hê aangaande U woord en dan ook in gebed te verkeer. Ons vra, Liewe Heer, mag ons weet as ons in U teenwoordigheid is, my gebed in Jesus naam alleen. Amen. OK, ons is nou by, ek dink ons 4, nee, ek is nie heeltemal seker hoeveelste les al nie. Dis ons 6ste les. Jo, die tyd loop vinnig verby. Ons is nou by week 6 se les en die opskrif is die gawes van die Gees. Nog weer 'n lekker interessante lesie, sover. En ietsie wat uitgestaan het vir my was dat hierdie weer eens 'n lesie was hierdie week sover wat ons weer net herinner van die belangrikheid en die nood van elke lid om deel te wees van die liggaam van Christus. Ek gaan ons geheeteks lees wat in 1 Korintiërs 14 vers 1 gevind word. En dit sê daarso: julle moet liefde nastreef, lê julle toe op die gawes van die Gees, maar veral daarop om te profeteer. Nou, die lesie begin met 'n mooi voorbeeld weer eens om vir ons te wys en vir ons te leer dat verbeel jouself dat die kerk 'n letterlike liggaam is. En in daai geval, 'n letterlike liggaam bestaan uit verskillende liggaamsdele. En jy kan by jouself dink, ek onthou toe my gewrig gebreek was en my gewrig was in gips vir 6 weke en toe het hy nie herstel nie, toe moes hy geopereer word, toe was hy vir 10 weke in gips en toe vir nog 12 weke in 'n stit. En dit is 'n baie lang proses, maar ek het vinnig agtergekom hoe moeilik dit is, veral in die begin, om iets te kan doen as dit was my regterhand gewees, ek is regs. Klein dinge van ek het tot nog my hare gekam, toe het ek nog hare gehad. Om jou tande te borsel en iewers links. As jy dit nog nie agterkom gaan probeer dit vanaand as jy voor julle gaan staan. Probeer met jou ander hand jou tande borsel. Al sulke dinge is eenvoudige dinge, maar iewers skielik is dit amper onmoontlik van die een liggaamsdeel werk nie. Ja, na rukkie raak jy gewoond. Na rukkie kon ek al mooi links geskryf het. Maar dit is nie hoe 'n volledige liggaam behoort te werk nie. En ongelukkig sit ons nou in 'n situasie in ons gemeentes waar ons die liggaam van God is, die liggaam van Christus is, en daar's dalk een been of 2 voete wat nog werk. Ons het bitter min liggaamsdele wat eintlik saamwerk. En die liggaamsdele wat daar wel is, werk nie eens in harmonie met mekaar nie. Een wil daai kant toe hardloop en die ander wil daai kant toe hardloop. Maar hierso praat hierdie week se lesie oor die gawes van die Gees. Eerstens, is daar nog so ietsie soos die gawes van die Gees? Ons word gesê in Korintiërs, Handelinge, paar plekke in die Bybel word ons gesê dit sal daar wees tot die volëinding van die wêreld. Met ander woorde, tot Jesus ons kom haal, sal daar gawes van die Gees wees in ons gemeentes, in ons gemeentelede se liggame, se lewens. En hoekom is dit belangrik om te weet? Want die gawes van die Gees is daar om, soos hulle sê, to edify the church, om die kerk te verheerlik vir God. Met ander woorde, wat beteken dit? Wanneer daar ietsie nodig is in die gemeente, stel God dit moontlik deur die gawe van die Heilige Gees om die kerk toe te voeg met iemand om 'n sekere rol te vervul. Dit beteken nie een is beter of hoër as die ander nie. Die lys in Korintiërs gee vir ons 'n hele lys van wat 'n tipe gawes van die Gees is, om te profeteer, om in tale te praat. Die lesie gaan later in die week oor tale praat, om 'n predikant te wees, om 'n spreker te wees, om 'n evangelis te wees. Al hierdie verskillende gawes van die Gees is daar om die kerk te verheerlik,
om die kerk daar saam te bring en te verheerlik vir God se koninkryk. Nou, eerstens, daar bestaan nog wel gawes van die Gees. Die probleem is, die gawes van die Gees word gegee, maar ons is nie gewillig om dit altyd te ontvang nie. Ons is nie gewillig om dit tot werking te stel vir die gemeente van God nie. Nou, daar is 'n gedeelte 1 Korintiërs 12 vers 4 en nou vir een of ander rede wil hy dit nie oopmaak nie. Wat gesê het dat daar verskillende gawes van die Gees is waar ons moet na kan kyk en ons moet onthou dat elke persoon 'n verskillende gawe het en dit is daar tot verryking van die gemeente. Nou, wat gebeur as dit nie gebruik word nie? Ons verloor dit. En dan wonder ons, hoekom het ons nie mense om rolle te vervul in die gemeentes, maar is omdat die gawes gegee was en dit nie gebruik was nie. En dan wanneer dit weer tot beskikking is, en ons vra en ons pleit by die Here, gee vir ons 'n gawe om die kerk te verheerlik, dit word vir ons gegee, maar weer eens word dit nie altyd gebruik nie, of dit word vir 'n kort tydjie gebruik en nie verder nie. En dis ietsie belangrik om weer eens te sien, dat wanneer daar gawes van die Gees gegee word, dat dit is daarso om die werk van die kerk voort te sit, om die verskillende rolle te vervul, wat daar vervul moet word. En daar is so 'n mooi gesegde in ons land, unity and diversity, eenheid in diversiteit. Met ander woorde, nie almal kan 'n neus wees nie, nie almal kan 'n oor wees, nie almal kan 'n hand wees nie. Maar die Here beskik en gee vir die gemeentelede die hoeveelheid wat nodig is en wat nodig is. Ons kort nie 'n gemeente vol rekenmeesters om die boeke te doen nie. Nee, ons kort 1 of 2 wat die kerk se boeke doen. Ons kort nie 'n gemeente vol ouderlinge nie. Ons kort nie 'n gemeente vol predikante nie. Ons kort 'n gemeente wat verskeidenheid van dienswaardige werkies het. En daarom gee die Heilige Gees vir ons die gawes om die kerk te verheerlik, om God te verheerlik, om deur dit verskillende werke te voltooi, maar, ek sê altyd, daar's altyd 'n maar, né? Daar's altyd T's en C's wat apply. In hierdie opsig moet ons bereidwillig wees om ons gawes te gebruik. Ons kan 'n hele gesprek hou as ons die vraag vra, maar weet julle wat julle gawe is? Dis 'n goeie vraag. Weet jy wat jou gawe is? As jy nie weet nie, gaan pleit by die Here wat jou gawe is, of dalk weet iemand anderste wat jou gawe is. Jy dink dalk jy praat nie goed voor mense nie, maar die mense is mal oor die boodskappe wat jy bring. Dalk is jou gawe om 'n evangelis te wees. Dalk is jou gawe om die tesourier te wees. Dalk is jou gawe om 'n gebedsstryder te wees. Maar elkeen van ons is 'n gawe gegee van ons as deel van die liggaam van God. En ons moet bereidwillig wees om daar te staan en te sê, ja, ek is bereidwillig om deel te wees van die liggaam van Christus en die gawe wat God my gegee het, te gebruik tot verheerliking van sy gemeente. So, dit is ietsie kort, ons gaan die lesie gaan verder om weer te kyk na die liefde kwessie, hoe dit in die plek val van die gawes van die Gees. Dit gaan oor die spreek van tale, wat 'n interessante gedeelte is, en dan ook die gawe van profesie. Ietsie wat ons kerk aan styf vashou, die gawe van profesie. In bestudering vir die week se les wat voor ons lê, bestudeer dit en bring idees en gedagtes en vrae na die lesstudie toe om dieper kwessies te bespreek en dieper antwoorde ook te ontvang. En pleit by die Here, dat as jy dalk al vergeet het wat jou gawe was, pleit by die Here om dit weer te onthul vir jou. Of in jou lokale kerk, as jy sien daar's 'n nood vir iets in jou gemeente, wees die een wat sê, Here, gebruik my om my rol vol te staan. Gee my die gawe van die Heilige Gees om daai werk te doen wat nodig is,
sodat op die einde van die dag meer mense bereik kan word vir jou koninkryk. Baie dankie vir almal wat hier so was en wat ingeskakel het. Kom ons sluit ons oë vir 'n gebed. Die weer, so jy dankie sê dat ons weet dat tot vandag toe nog ons steeds die gawes van die Heilige Gees kan ontvang. En ons vra en ons pleit die weer dat ons gemeentes reg rondom veral Suid-Afrika, daar's baie van ons gemeentes wat gebreke ly as gevolg van mense wat dalk nie bereidwillig is om in te staan om gebruik te word deur die Heilige Gees nie. En ons pleit die weer, gee vir ons elkeen 'n gewillige hart, 'n hart wat gesentreer en gekonsentreer is om op u werk te voltooi hierso. En om te sien, luister, dit is ietsie wat my gemeente nodig het en ons pleit by u weer om gawes te ontvang sodat u koninkryk mag groei. Dankie liewe Heer dat u weet dat ons kan weet dat u ons elkeen kan gebruik en ons pleit liewe Heer, hier is ons, stuur ons. Is my gebed in Jesus naam alleen. Amen. Totsiens en 'n geseënde aand.